Goeiemôre almal. Baie dankie vir die uitnodiging, Christo. Dit is vir my en Audrey baie lekker om weer terug te wees hier. Dit is ook omtrent nou al 2 jaar, mens kan nie glo hoe die tyd loop nie. Maar ja, ek wil net so 'n bietjie weer kort inleiding oor myself. Ek is 'n advokaat in diens van die staat, of een van die staatsdepartemente. Ek wil maar eerder nie sê nie, want ek is bang jy hou dit dalk teen my. Maar dit is nie SARS nie. So, ten minste kan ons dit sê. Ek is al meer as 30 jaar advokaat, en ek glo die Here het my in hierdie beroep laat beland, so, om my juis toe te rus, om in hierdie bediening op te tree. Want andersins sou ek dit nie kon doen nie. En net so ook my vrou Audrey, sy het 'n mooi bediening, ons is albei daar van Alberton, en sy het 'n bediening wat sy kyk na kinders met verstandelike gestremdhede, of ons eintlik jong volwassenes sal ons sê, skool vir later ouderdom, maar sy ook baie goeie werk daar doen. Maar ek wil vanmôre vir julle praat oor die aanval op die kerk, die aanval op die Christen geloof, die vervolging van die kerk. Nou vandag is eintlik 'n baie spesiale en 'n besonderse dag, en ek is juist baie dankbaar vir hierdie geleentheid vandag, Christus. Want by geopende deure verwys ons na vandag as vervolgingssondag. Dis een dag 'n jaar wat ons baie moeite doen om soveel moontlik kerke te probeer betrokke te kry. En dan saam met ons in te tree in gebed. Jaarliks is hierdie 'n groot dag op ons kalender, en dit is my juis spesiaal om vandag hier te wees. My tema wat ek vandag wil bring is die waarheid aangaande Christenvervolging. Ons is nie regtig bewus van die omvang van vervolging. Die realiteit is dat dit ook nie iets is wat hier sommer gaan van hoor in die hoofstroom media nie. Die media hou nie daarvan om na die vervolging van Christene te verwys nie. Dit sal verwys na ander tipe vervolgings, nie sommer na Christenvervolging. En selfs in die kerk is dit nie 'n onderwerp wat baie aandag geniet nie, want baie keer dink ons dat vervolging ver is. Dis of iets ver wat daar in die ver afgeleë plekke gebeur, dit beïnvloed ons nie, dit raak ons nie. Of ons dink is ver terug in die geskiedenis. Dit het net gebeur daar in die tyd van die apostels, dit raak ons nie. Albei hierdie opvattinge is verkeerd, en ek gaan vanmôre vir u probeer wys dat selfs in Suid-Afrika is daar vervolging. Dis miskien 'n verskillende tipe van vervolging as wat daar in baie dele van die wêreld gebeur, maar daar is vervolging. En meer kommerwekkend, die druk op die Christengeloof spesifiek in Suid-Afrika neem drasties toe, en ons as kerk moet voorberei daarop. En dis is dan die hoofdoel van my aanbieding van môre. Nou, dikwels kan die vervolgde kerk nie staat maak op beskerming van die staat nie, want in baie gevalle is dit juis die staat wat die vervolging toepas, of in sekere lande toelaat. Dit is amper wat ons in Suid-Afrika kry vandag. 'n Owerheid wat 'n blinde oog draai op die vervolging van die kerk, en inteendeel aktief besig is om wetgewing en stelsels in plek te stel wat spesifiek die Christen geloof teiken. Nou, voor ek by die besonderhede kom, ek wil miskien net vir u wys weer of herinner aan die geskiedenis van Geopende Deure. Geopende Deure is 'n organisasie wat al vir 70 jaar bestaan. Ons is aktief in, sal jy vir my die volgende skyfie opsit, dankie. Aktief al vir 70 jaar, en ons is aktief in 76 lande. En soos jy moontlik kan onthou van my vorige aanbieding, of ek weet, baie van u is reeds bewus van Geopende Deure, maar ons is gestig in die 1950s deur Andrew van der Byl, 'n Nederlandse sendeling, wat die gehoorsaamheid aan God, nie sy sekuriteit en veiligheid geëer het, of hoog op prys gestel het nie, 'n besoek gaan afgelê het
na voormalige kommunistiese lande en daar gesien het dat die Christen geloof onder soveel druk verkeer en dat daar baie persone is nie eens Bybels het nie. En so begin Bybels versprei het. En so het geopende deure ontstaan. En dit is juis hoekom geopende deure so 'n belangrike rol vervul. Want in baie lande is die Christen geloof verban. En daarom het ons 'n organisasie nodig wat die vervolgde kerk bystaan. Nou, op die volgende skyfie sal jy sien, ek wil hier, kan saam met op die skerm lees of uit die eie Bybel, maar jy sal lees daar, 2 Timoteus 3 vers 12, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal vervolg word. En ek wil dit die basis van my aanbieding maak vandag. Hierdie vers sê vir ons, almal van ons, wat in Jesus Christus glo en toegewy aan hom wil lewe, sal vervolg word, nie miskien nie. En dit sê ook nie net die in die ver verlede of die in ver aflande nie. Dit sê elkeen van ons, dit is ek en u. En daarom moet ons nie verbaas wees nie. Ek meen, ons het nou afgelope Pinkstersondag juis gelees uit Handelinge en ek wil juis begin met Handelinge, want ek sal onthou, na Jesus se hemelvaart en opdrag om vir die disippels om die apostels om disippels te maak, lees ons in Handelinge dat die disippels toe begin die boodskap verkondig het en by een geleentheid tot 3000 bekeerlinge op een dag tot hulle getal gevoeg was. Maar ons lees ook, as ons bietjie verder lees, dat nie almal hierdie boodskap met blydskap aanvaar het nie. En dit is steeds die geval vandag. En ons lees ook dan daar, hoe Petrus en Johannes meer as een keer gearresteer was. En as ons bietjie verder lees in Handelinge 7, lees ons hoe Stefanus die eerste Christen martelaar geword het. En ons lees in Handelinge 8 vers 1 dat na Stefanus se marteldood 'n groot vervolging teen die kerk in Jerusalem uitgebreek het. Maar ons weet dit is juis hierdie vervolging wat daartoe gelei het dat al die gelowiges versprei was oor die hele Judea en Samaria. En dit is juis hoe die evangelie aanvanklik versprei het en vandag steeds versprei word. Wat die mens vir kwaad bedoel, kan die Here maklik vir goed gebruik. Daar is juis een van die vroeë kerkvaders, Tertullianus, wat omtrent 190 jaar na Jesus geskryf het, het hy geskryf dat die bloed van die martelare is die saad van die kerk. En ons sien dit tot vandag toe, dit is so. Baie keer wanneer daar vervolging is, lei dit eintlik juist tot die groei van die kerk. Maar die realiteit is nie altyd die geval. As jy kyk na die wêreldwaarnemingslys, wat ek bietjie meer oor sal praat later, by die lande lys met die meeste vervolging, daar is lande daar, waar daar geen kerk is nie, byna geen Christene is nie, en waar die bestaan van die kerk uitgewis is. En mense kyk na Noord-Korea, wat nommer 1 op die wêreldlys is. Daar as jy selfs 'n Bybel stukkie het, of 'n vers het, of net 'n Bybelvers noem, kan dit jou lewe kos. As ons kyk na die Midde-Ooste, in Iran, Irak, Afghanistan, die kerk daar is feitelik uitgewis. So vervolging lei nie net noodwendig altyd na die groei van die kerk nie, en daarom is dit belangrik, en dat ons Christen, broers en susters in hierdie lande waar hierdie erge vervolging is bystaan. Maar jy mag dalk nou dink, waarom, dit is vir my ook 'n vraag, waarom is al dan vervolging? Hierdie boodskap van vreugde en vrede en liefde en omgee. Waarom is al dan teenstand teen so 'n mooi boodskap? Dit is tog geen boodskap wat geweld of haat verkondig nie. Maar ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 18, die boodskap van die kruis is dwaas vir die wat op pad is na vernietiging. Maar vir ons wat weet, dit is die krag van God. En daarom word hierdie boodskap verwerp. Die wêreld verwerp hierdie boodskap van verlossing. Jesus het wel gesê, hy is die weg en die waarheid en die lewe. Maar hierdie boodskap, glo dit of nie, is aanstootlik vir baie. Diegene wat byvoorbeeld aan tradisie en kultuur vashou, hulle verwerp die evangelie ten gunste van hulle tradisies en hulle kultuur.
Die Christelike siening byvoorbeeld van die familie en huwelik en die beskerming van die ongeborene, wat so hoog in Jesus, die word verwerp. Die boodskap van die evangelie word nogal uitgekruid as kastig, onverdraagsaam. En Christene word baie keer in die hoofstroom media uitgekruid as haters van vryheid. En Christelike beginsels word dikwels gesien as teen kultuur. En dis vir my die groot ironie, want baie van die westerse regte en vryhede en voorregte, selfs wat ons het in Suid-Afrika, baie, inteendeel al ons regte in ons grondwet en westerse lande wat ons vryhede gee, is juis afgelei uit die Bybel, is uit die Christen geloof. Dis Christen geloof wat skole en universiteite en die beskerming van die ongeborene en regverdigheid en howe vir die westerse wêreld gebring het. En die ironie is, nou sê hulle dat hierdie boodskap onverdraagsaam is. En dit is die rede waarom daar vervolging is, want die Satan wil hierdie boodskap van die evangelie, van liefde en vrede en vrymaking, wil hy verhoed om te verkondig, en daarom word die kerk vervolg. En dit is die rede dat ons gelees het van Stefanus se steniging. Nou, Jesus se opdrag, soos ek reeds gesê het, aan ons was om disippels te maak. Nou, ek wil ook hê, terwyl ek hierdie aanbieding bring, moet jy weet, net jy eie lewe in oordeel neem, en net kyk, waar maak ek 'n disipel? Kyk, dit is nie elkeen van ons wat geroep is om 'n straat evangelist te word, of 'n tronk te besoek nie. Maar die Here het uit sy genade, uit elkeen van ons, gawes en talente gegee, om disipels te maak. En dit beteken nie, jy hoef noodwendig uit te gaan nie, daar waar jy beweeg, met die wat jy 'n interaksie het, is jy 'n lig daar, verkondig jy die evangelie, is jy in 'n posisie om te verduidelik oor die blydskap wat in jou is. En ek wil hê jy moet vandag mooi dink, waar maak ek nog 'n disipel? Waar is ek aktief? Veral nou, want ek gaan nou binnekort vir u wys hoe die vervolging veral in Suid-Afrika toeneem. En ons moet juis nou fokus om disipels te maak. So wat leer die Bybel verder oor vervolging? In Matteus 10 vers 17 sal Jesus sê, julle sal aan die plaaslike rade oorgelewer word en in die sinagoges gegeesel word. Terwille van my sal julle voor goewerneurs en konings gebring word as getuies vir hulle en die heidene. Gebruik met ander woorde vervolging as 'n geleentheid om te getuig. Dan Matteus 10 vers 21 lees ons, die een broer sal die ander uitlewer om doodgemaak te word, en selfs 'n pa sy kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Familielede, soos ons lees, sal teen mekaar draai. En ons sien dit veral in moslim en hindoe gemeenskappe. Daar waar 'n persoon in so gemeenskap bekeer tot die Christen geloof, word so bekering gewoonlik beskou as 'n nadeel of 'n verleentheid vir die familie. En dikwels word daardie bekeerlinge doodgemaak of uit die familie gegooi. Kastige wat hulle noem eermoorde, of waar hulle persone selfs, jy moes al in die nuus daarvan gelees het, hierdie suuraanvalle, wat hulle, veral die vrouens met suur gooi. En in hierdie verband kan ek onthou van 'n geval van Shazia Bibi, wat op die skerm is. Sy was 'n Pakistaanse Christen vrou, wat in Lahore in Indië, in 2023 aangeval is, omdat sy haar bekeer het en geweier het, om haar Christen geloof af te lê. As ons verder lees in 2 Timoteus 3 vers 10, dan lees ons van al die vervolginge wat Paulus meegemaak het. En daarom moet Christenvervolging eintlik nie vir ons as 'n skok wees nie. Ons moet nie verbaas wees nie, ons moet dit verwag. En daarom moet ons voorberei. So op die volgende skyfie wil ek vir u sê,
voorbeelde gee van Christenvervolging en onderdrukking. Want baie keer dink ons, as ons praat oor die vervolgde kerk, en dink ons daar, byvoorbeeld nou in Nigeria, ek glo baie van julle weet wat in Nigeria gebeur. Daagliks. As ek net moet begin voorbeelde noem, gaan ons hier tot vanaand staan. Ek moedig jy tog aan om ons webtuiste te besoek en om na die tyd 'n besoek af te lê by my tafel sodat jy kan pamflette neem, want daar is soveel inligting. En dit is verskriklik wat gebeur in Nigeria. Maar as ons aan vervolging dink, moet ons nie net dink aan die gewelddadige vervolging nie. Dit is wanneer vervolging al redelik gevorderd is. Nou, op die skerm het ek 'n paar voorbeelde van vervolging wat ons selfs in Suid-Afrika ervaar. Die eerste is dat Jesus se naam en eer geminag en gespot word. Dit is 'n wêreldwye fenomeen. Ek meen, as jy kyk na enige TV-program, gaan kyk 'n fliek, of 'n reeks, of jy lees 'n boek, of selfs musiek, vind ons dikwels dat die naam en die eer van Jesus geminag en bespot word. En ek meen vir ons as Christene, wat sy naam heilig ag, bo alle name, dit is vir ons 'n dwarssteek in die krop. So, dit is onder andere 'n voorbeeld. Dan, ja, die moderne siening van God se instelling vir die familie, die huwelik, word beskou as oorbodig. Jy sal sien dat die westerse opvatting, of in die opvatting in die media is om die huwelik af te kraak, om te sê dit is nie meer nodig om te trou nie. En dit is 'n direkte aanval op God se instelling van die familie. Dan, die Bybel word verwerp. Ek en Christo het vanoggend daaroor gepraat. Daar is soveel aanvalle op die mens, vir al die jonges, video's, TikTok en die wat mense video's maak wat sê die Bybel is kastig, onbetroubaar en 'n sprookieverhaal. Dis mense wat nie weet waarvan hulle praat nie. Dis mense wat nie die moeite gedoen het om navorsing te doen oor die geskiedenis en die samestelling en die behoud en die bewaring van die Bybel nie. Daar is maar geen boek wat met die Bybel kan vergelyk nie. Daar is niks wat so betroubaar is soos God se woord nie. Maar dit is, soos hulle sê in Engels, slogans wat herhaal word, wat populêr is, wat in video's versprei word, en mense wat nie voorbereid is nie, of wat nie beskerm word nie, wat nie leer nie, wat nie lees nie, wat nie navorsing doen nie, val vir hierdie valse leuns. Dan is daar regsaksies, wat hulle in Engels noem lawfare. Ons kry dit, daar's soveel voorbeelde wat ek hier kan van vertel, as advokaat, dat daar persone in hulle persoonlike hoedanigheid of besighede is, wat voor die howe gedaag word in Suid-Afrika, omdat hulle vashou aan Bybelse beginsels. 'n maklike voorbeeld sal wees wat jy moontlik van weet. Daar is byvoorbeeld Christelike besighede wat troues huisves, wat voor die howe gedaag was, omdat hulle geweier het om die een of ander troue aan te bied. Daai tipe ding. Moenie dink is 'n uitsondering. Moenie dink dit gebeur net in Amerika, waar bakkers wat weier om troukoeke te bak, of klere te maak, of daai tipe ding. Moenie dink dit gebeur net in Amerika nie. Hier in Suid-Afrika gebeur dit, die media is net opsetlik, en sal dit nie somme in die media publiseer nie. Dan het ons wetgewing. Daar is verskeie wetgewing tans in Suid-Afrika, wat spesifiek 'n groot gevaar inhou vir die kerk. Die sogenaamde wet op haatspraak se definisies is so wyd, dat daar 'n wesenlike gevaar bestaan, dat iemand soos ek en u, wat net 'n Bybelvers quoteer, baie maklik voor 'n hof gedaag kan word, omdat ons 'n kwansuis haatspraak sou gepleeg het. So, moenie dink dat daar nie wetgewing in Suid-Afrika is, wat spesifiek fokus op die Christelike geloof nie. Dan vyandigheid teenoor die Christen geloof. Ek is seker hier dit ook al self ervaar in Suid-Afrika. Ek hoef nie self seker baie te sê nie. Dan
in Suid-Afrika, daar's net nog een, daar's hy, akademiese uitsluiting. As 'n gelowige navorsing wil publiseer, wat teen die grein van die westerse siening gaan deesdae, hierdie woke kultuur. Sê nou maar 'n doktorale tesis word voorberei wat 'n Bybelse aspekte bevestig, of 'n wetenskaplike navorsingsstudie wat Bybelse beginsels staaf, sal so 'n persoon baie moeilik 'n publikasie kry wat bereid is om daai navorsing te publiseer. So daar is selfs op akademiese vlak is daar uitsluiting. Dan ekonomiese uitsluiting. Jy sal vind dat sekere besighede nie in aanmerking geneem gaan word byvoorbeeld vir 'n tender nie, bloot omdat hulle ooglopend hulle Christelike beginsels uitleef in hulle besighede. Nou 'n bietjie meer oor die CRL wat Christo vroeër genoem het. Van u mag dalk reeds weet dat die CRL staan vir die Cultural, Religious and Linguistics Commission. Dis die kulturele en godsdienstige linguistiese kommissie. Dit is 'n kommissie wat in die lewe geroep word deur 'n spesifieke bepaling in die grondwet. Die hoofdoel van hierdie kommissie, en dis nie 'n unieke kommissie nie, daar's of sal ek sê, daar's ander soortgelyke kommissies of liggame wat ingestel is deur die grondwet om te verseker dat die regte vervat in die grondwet juis beskerm word. Die grondwet sê byvoorbeeld daar is 'n reg tot geloofsvryheid. So die kommissie is gestig om juis daardie reg te beskerm. Dit is hulle eintlike doel. Nie dat hulle daarin slaag nie, maar dit is eintlik die doel. So ek wil net hê jy moet verstaan, dis hoekom hierdie kommissie bestaan. Nou hierdie kommissie het duidelik hulle opdrag verkeerd verstaan. Want hulle is veronderstel om geloofsvryheid te bevorder, maar waarmee hulle besig is om hulle wil wetgewing implementeer wat spesifiek fokus op die Christen geloof, sodat kerkorganisasies, predikante en pastore, dominees en so meer, almal geregistreer moet wees, alvorens hulle mag 'n kerk bestuur of in 'n kerk 'n boodskap bring. Dit sal nou iemand soos ek insluit. En jy kan duidelik sien wat die gevaar daar is. Want as ek dalk iets sou sê, wat getrou is aan God se woord, wat bots met wat die regering het, dan gaan daar 'n probleem wees. En dan gaan ek my lisensie of Christo gaan sy lisensie ontsê word. En dan, hierdie wetgewing wat hulle wil implementeer, stel tronkstraf vas. Ek dink is 5 jaar, Christo, of 3 jaar. Vir iemand wat preek wat nie geregistreer is. So jy kan sien waar jy in hierdie ding gaan lei. Nou, hierdie is nie 'n nuwe ding nie. Ten minste nie in die geskiedenis nie. Ek weet nie of van u dalk hierdie bekende boek ken, die Pelgrimse Reis, The Pilgrim's Progress. Dis die boek met die meeste verkope, fiksieboek met die meeste verkope. Is geskryf in die 1660s al, deur 'n persoon by die naam van John Bunyan. Nou John Bunyan het die Pelgrimse Reis geskryf terwyl hy in die tronk was. En hy het dit geskryf uit die tronk, want hy was in die tronk omdat hy gepreek het sonder toestemming. So ons sien al lank wat gebeur wanneer kommissies soos die CRL wetgewing wil instel om kerke te reguleer. Ons sien wat gebeur. Juis so onlangs as Oktober 2025 was daar oor die 30 pastore gearresteer in China op dieselfde tipe wetgewing. Hulle het ook 'n kerk gehad, hulle het ook kerke aangebied, hulle het ook gepreek terwyl hulle nie geregistreer was nie. So ons sien waar jy in hierdie ding beweeg. En ons moet dit beveg met alle mag wat ons het. En daarom, ja, soos Christo gesê het, ek moedig jy aan om navorsing te doen oor die CRL te sien hoe jy betrokke kan raak. Maar dis 'n ding wat ons moet beveg, want ons kan sien waar jy in dit gaan lei. Nou, ek sê so 1 of 2 voorbeelde gee van onlangse vervolging. Op hierdie foto
is nou miskien nie so duidelik nie, maar die persoon tweede van regs is AJ. Hy was die eerste persoon in sy Hindoe familie wat bekeer het tot die Christen geloof. Hy is eers aanvanklik deur sy hele familie verwerp en weggegooi, maar later het sy hele familie bekeer. En hulle het toe 'n groot kerk begin in 'n dorpie naas die dorp waar hulle was. Maar soos jy ook sal sien, in Indië is daar verskriklik, veral die noordelike provinsie, die provinsie daar is Manipur, is daar baie vervolging op die Christene. En dis nou nie duidelik so op die foto nie, maar daar is 'n foto van hoe dit gelyk het in hulle kerk na die kerk aangeval was. Soos ek sê, in Indië ook is daar baie groot vervolging onder die Christene. Die volgende skyfie is Manga. Nou, ja, ek weet nie eens wat om te sê oor Nigerië nie. Daar is al duisende, net hierdie jaar, en ons is halfpad hierdie jaar, duisende al doodgemaak in Noord-Nigerië. Dit ontplof net daar. Dit is verskriklik om te sien wat daar gebeur. En daar is soveel voorvalle, elke dag, ontvoerings, aanvalle, moorde, aanrandings, verkrachtings. Dit is verskriklik wat in Nigerië gebeur, en daarom sal ek ook hier aanraai om ons webtuiste te besoek, sodat jy kan bietjie meer inligting kry. Maar Manga vertel 'n besonderse getuienis. Hy sê dat in een aand het Boko Haram hulle huis aangeval en al die mans buite toe gevat, op hulle knieë en hulle arms hande vasgebind, soos jy maar weet, jy het al seker van hierdie foto's gesien. En hulle is geleentheid gegee om hulle Christen geloof af te lê. Maar nie een van die mans het ingestem nie. Hulle het gesê, nee, ons ken die waarheid en ons hou vas in die waarheid. En hulle het Manga se pa onthoof, en hy is dood uit die aard van die saak, op die spot. En Manga en sy broer se kele is afgesny, maar is 'n wonderwerk dat beide van hulle dit oorleef het, maar met ernstige fisiese en liggaamlike letsels. Maar dit is die tipe ding wat jy sal vind gereeld gebeur in Nigerië. Nou jaarliks stel geopende deure die wêreldwaarnemingslys saam. Indien jy nog nie een vir jy geneem het nie, na die tyd daar's gratis kaarte wat jy saam mee kan neem. Nou hierdie kaart lys die top 50 lande waar die mees gewelddadige vervolging plaasvind. En dit is belangrik om te weet, want 'n ou moet ook onsself vergewis van die stand van vervolging. Maar dit help ons as 'n organisasie, want ons kan sien wat die tendense is van vervolging en hoe dit toeneem. En dit help ons om ons beperkte hulpbronne aan te bied. En dit help ons om te beplan waar om ons hulpbronne aan te bied. Daar's 'n bietjie statistiek. Ek gaan miskien nie alles met die behandel nie, maar van hierdie statistiek verskyn ook op die pamflette wat jy kan gratis neem. Maar jy kan byvoorbeeld sien die getalle moorde wat daar gelys word. En nou, daar is 'n getal van 4849 Christene waarvan ons bewus is wat wêreldwyd vermoor is. Nou, ek dink dit is belangrik as 'n mens kyk na hierdie statistieke om te onthou dat elke syfer verteenwoordig 'n persoon. Jy weet, ons moet nie net dink is nommers nie. Dis 'n persoon soos ek en u wat die hoogste prys betaal het vir hulle geloof. En benewens dit, nee, ek dink net dis ook belangrik om te onthou. Ons het nie toegang tot al hierdie lande nie. Van hierdie lande is geslote. Ek meen dit is onmoontlik om in Noord-Korea aan te gaan. Ons kan nie vir u sê hoeveel Christene vermoor was in Noord-Korea byvoorbeeld nie. Die syfers wat jy hier sien is objektief gekontroleerde, gestaafde syfers waarvan ons bewus is. Ons noem nie syfers waarvan ons nie bewus is nie. So die realiteit is dus dat die getalle en syfers baie hoër is die. Maar dit gee 'n idee, maar ek dink ongelukkig soos dinge nou gaan daai getal in Noord-Nigerië alleen hoër as daai wees hierdie jaar.
alleen net Noord-Nigerië en ons in die helfte van die jaar. Dis hoe erg dit daar gaan. Ja. So ek vra u om ernstig saam te bid, veral vir Noord-Nigerië. Nou wat belangrik is, weer eens soos ek gesê het, baie keer dink ons dat vervolging ver is. Ek dink hierdie is nogal 'n skrikwekkende stukkie statistiek. Hulle sê dat daar is 14 Sub-Sahara lande op die 2026 lys, wat die tuiste is van meer as 721 miljoen mense, wat ongeveer die helfte van hulle identifiseer as Christene. So dit is 1 uit elke 8 Christene wêreldwyd bly in hierdie 14 lande. Die top 3 gewelddadigste lande vir Christene is Sudan, Nigerië en Mali, wat natuurlik almal in Afrika is. So Afrika is in die toppunt, in die voorpunt van Christenvervolging. Dis nie ver nie. Jy mag dalk onthou, ek weet nie of ek my vorige geleentheid hier 'n video gespeel het nie, maar daar's 'n video wat wys hoe Christenvervolging afskuif in die kontinent van Afrika. En jy mag dalk ook weet dat ISIS is al lank, jare besig in Mosambiek. So hierdie vyandige, gewelddadige aanval op Christene is nie net ver nie, dis al in Mosambiek lankal reeds. So dit is beslis nie ver nie. En ons as kerk moet ook nie dink dis ver nie. Ons moet voorbereid wees op dit. Ja, soos ek gesê het, 14 van die top 50 lande is in Afrika. Dan, ek dink hierdie is 'n belangrike punt. Wat maak ons nou hier vandag in die Volle Evangelie Kerk Randfontein? Wat maak ons met hierdie inligting? Wat doen ons daaromtrent? En ek dink hierdie skyfie gee vir ons belangrike punte. Dit is 'n aanhaling uit die boek Standing Strong Through the Storms. Een van die 2 outeure was oor die 30 jaar lank betrokke by Geopende Deure. Inteendeel, hy was ook betrokke toe hulle oor 'n miljoen Bybels in China ingesmokkel het in die vroeë 1990s of 80s. Nou, hulle sê hierso, hoe kan ons as kerk voorberei op vervolging? En ek dink al hierdie punte is relevant en op toepassing op ons vandag. En die eerste hiervan is, ons moet die woord bestudeer en memoriseer. Waarom is dit so belangrik? Die eerste ding wat gebeur, sodra vervolging van Christene erg toeneem, is dat kerke verbied word. Die Bybel word verbied. Wat gaan ek en u dan doen? In 'n land waar ons bly, waar die Bybel verbied is. En ons word in die tronke gegooi omdat jy 'n Bybel het. Toegang tot Bybels gaan baie moeilik word dan. En daarom moet ons die Bybel bestudeer en memoriseer. Jy het seker al gehoor van getuienisse van vervolgde Christene wat in die kerk in tronke gestop was, wat stukkies verse, gedeeltes op hulle hande of toiletpapier of ergens skryf, wat hulle net bietjie toegang het tot die woord. Daarom is hierdie belangrik, bestudeer en memoriseer die woord. Ons moet nooit net vanselfsprekend aanvaar die voorreg wat ons het, om toegang tot God se woord nie. Tweede punt is, opleiding om te evangeliseer. As ons nie kan evangeliseer nou nie, hoe gaan ons dit doen wanneer daar erge vervolging is? So ons moet nou al leer hoe om dit te doen. Ons moet nou al aktief betrokke wees om disippels te maak. Derde punt daar is, die kerk moet sy gemeenskap dien. En nou ek weet Christo, dit is vir my so verblywend elke keer as ek sien, ek volg julle op Facebook en ek sien hoe aktief julle by julle gemeenskap is, en dit is mooi. Want wanneer die kerk onder druk is en vervolg word, gaan die gemeenskap daaronder lê. Dan, ons moet omgee vir almal. En die kerk moet self onderhoudend wees. Want wanneer daar erge vervolging of druk is, gaan 'n kerk nie meer kan staat maak op enige dienste van die regering nie. In so 'n geval, wanneer die kerk verbied word, gaan die owerhede juis uit hulle pad uitgaan om nie 'n kerk te dien nie. Met ander woorde, ek praat hier van
praktiese goed soos water en ligte en daai tipe ding en beskerming, dit sal wegval. Daarom moet die kerk self onderhoudend wees. En dan bewusmaking oor vervolging, dit is wat die doel is van hierdie aanbieding, om vir meer te leer oor die stand van vervolging, sodat ons ander kan leer en ons ook kan voorberei. En dan soos ek sê, die gemeente moet betrokke wees by mekaar, maar ook in hulle gemeenskap. En ons moet meer tyd toestaan aan gebed. Want baie keer hoor ons, wanneer ons 'n vervolgde persoon uit 'n vervolgde land na 'n veilige hawe bring, of 'n veilige huis, hoor ons baie keer van hoe hulle getuig, hoe hulle gebede ervaar het, terwyl hulle daar in die tronke gesit het. En dan opleiding oor vervolging, ons moet almal oplei, sodat ons kan voorbereid wees, en dan die kerk moet op die Heilige Gees en die Here vertrou, om ons by te staan, terwyl daar hierdie toedrag van sake is, sodat ons die vervolgde kerk wêreldwyd kan help, maar ook as kerk en as liggaam van die Here voorbereid kan wees vir die komende vervolging. So, wat kan ons doen vir in die lot van die vervolgde kerk? In die eerste instansie, ja, bid vir ons vervolgde broers en susters. Daar is duisende van hulle. En hier is 'n paar punte wat jy in die gebedslewe kan insluit, maar dis ook op die pamflette wat jy saam mee kan neem. Maar dit handel basies oor bid vir die hulp wat na hierdie vervolgde kerk en behoewendes gestuur word. Dat dit hulle sal bereik, dat dit effektief aangewend sal word, dat dit nie sal onderskep word. Bid ook vir die voete wat dit soontoe dra, wat hulle eie lewe in gevaar stel, om hulp te gaan lewer daar. Bid ook vir die persone wat weggeneem word. Baie keer word daar byvoorbeeld 'n vervolgde persoon uit Noord-Korea gesmokkel. Dit verbaas my altyd, dit is altyd so mooi om te hoor. Dan ontvang hulle opleiding, en dan wil baie van hulle terugkeer. Ten spyte van die feit dat hulle weet, dit sal waarskynlik hulle lewe kos. Maar hulle wil terugkeer, om te gaan bedien daar waar hulle is. So bid vir hierdie persone, bid vir ons veldwerkers, bid vir ons as organisasie, en bid vir die vervolgde kerk, en bid ook vir ons kerkie in Suid-Afrika, dat ons effektief sal wees, en saam sal staan, hierdie wetgewing wat ons Christengeloof onderdruk, hierdie kommissies, die CRL, wat die Christengeloof spesifiek teiken, dat ons hulle sal kan weerstaan. Jy kan registreer vir ons gebedskalender, wat per e-pos aan u gestuur word, wat gewoonlik hierdie gebedspunte sal bevat, en dit sal ook nuwe nuus bevat. Dit sal sê wat het gebeur in die laaste maand of so. Dit is altyd belangrik om dit te hê, want dan kan 'n mens dit insluit in 'n mens se gebedslewe. Ons het ook 'n petisie wat ons Oktober se kant aan die Verenigde Nasies wil voorlê. Ons het onsself onderneem om 1 miljoen handtekeninge voor te lê. Nou laas wat ek gehoor het ons al oor die 500,000 handtekeninge gehad. So ek het 'n petisie, as u bereid sal wees om dit te teken. Dit sê maar net, ek as persoon hier stem saam dat die wêreldgemeenskap en politieke leiers en persone in gesag meer moet doen om die vervolgde kerk te beskerm, en meer moet doen om die persone wat die vervolging uitoefen aan te keer en aanspreeklik te hou. Dan natuurlik is daar ander maniere waarop jy kan bydra. Die vorms verduidelik dit alles, en ek sien uit daarna om jy na die tyd by die tafel te sien, dan kan jy 'n bietjie van die pamflette neem. Ek het ook ons stigter Andrew van der Byl se boek beskikbaar, sou jy dit wou aankoop. Dit is 'n baie goeie boek, en is vol getuienisse van hoe die Here voorsien wanneer daar vervolging is. Ja, dit is basies dit. Ek sal waardeer as jy oomblik die oë sal sluit saam met my, en dat ons bid vir ons vervolgde broers en susters.